Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 301. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke, of miskien die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die een wat in 1860 deur ene Dr. Joseph Brilliant Rotterdam vertaal was, wil ek vir u nooi om my te kontak. Ek het juis 'n pakket wat ek aanbied met die Bybel in enige van my boeke. Die boek is gratis en die posgeld is gratis, net vir die Bybelse prys. As jy nou vir iemand 'n persent wil gee in hierdie maand, hier's die beste persent wat jy vir iemand kan gee. Kontak my by ons WhatsApp nommer 0722367124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. Hierbo is alles. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan na deel 1 begin voor u reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings van al die ander studies ook kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses, lewensverandering, skryfblokpen in 'n 3353 Bybel is uiters belangrik. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre aan u Vader Jaffa en Jaffa al die eer gee vir die voorreg om die week te begin in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa. Dankie vir die geleenthede wat u vir ons geskep het oor hierdie naweek en in hierdie naweek, om lig te wees, vars brood, vars water en vars sout, en dat ons die saad in ywer en in lus geplant het. Ons bid dat die oes sal kom, want net u kan oes gee, 30, 60 en 100voudig. Ons roep 100voudige oes. Nou bid ek u seën op die woord vanmôre. Gee vir ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike oor om te hoor wat u vir ons vanmôre as Jafiste wil sê. Ek wil net weer sê baie dankie vir die lieflike reëns wat reg oor die land val. Vader, seën dit ook. Ons bid vir Namibië, seën hulle ook, ons boeties en ons sissies wat daar is. Ons dankie vir elkeen. Laat die woord vir ons vanmôre die prioriteit in ons lewe wees. Ons bid dit in die mooiste naam. Die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa en die Jafiste sê halleluja. Halleluja. Wat 'n voorreg vanmôre om deel van die ontbyt te wees. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n groot seën gaan wees en dat dit vir u wonderlik gaan wees om saam te kuier. Ons begin vanmôre met die boek Spreuke hoofstuk 18. En dis wonderlik hoe Jaffa elke môre iewerste met iemand uit die woord uitdeel. Ons kry elke dag terugvoering van die ontbytsessies, waar mense sê, Prof Jaffa het vandag met my gepraat, vanmôre in die ontbyt met my gepraat, met my gedeel. Verskillende mense, verskillende plekke in die wêreld. Is dit nie wonderlik nie? Die woord sê in Spreuke 18:1, hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte. Nou, wanneer hy sê hy wat hom afskei, kan dit vele betekenisse hê. Hy of sy wat hulle afskei van die gemeenskap met die Jafiste, soek sy eie begeerte. Hulle wil nie deel in die bonatuurlike geopenbaarde woord nie. Hulle maar voortkarring op die trant wat hulle gekarring het alle lewe lank, en dis hoekom hulle geestelik net daar bly. Hulle kan nie vorder nie. Hulle wat hulle afskei van die bonatuurlike woord. Hulle wil nie daarin deel hê nie. Maar gewoond aan die tradisiekies en die dingetjies, soos wat dit, ag wat goed was my ouma en oupa is nou goed vir my ook.
Jy weet, ons is op die plek waar ons geleer het vaste spys eet. Die woord sê dat ons eet vaste spys. En die woord sê, hulle wat vaste spys eet, is hulle wie geoefen is in die woord van Jahwe, want dit het 'n geestelike betekenis. Ek praat nie van 'n ramsteik en 'n botteltjie baba puree wat jy so in sy mondjie smeer nie. Ek praat van 'n man en 'n vrou wat 'n stuk vleis kan byt. Alraai vir julle vegetariërs 'n lekker stuk spinasie. Nou ja. Hy of sy wat hulle afskei, soek sy eie begeerte. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Hulle het altyd 'n argument. En meeste van die tyd begin hulle die argumente. En wanneer jy dan so 'n persoon in 'n hoek indruk, dan sê hy, man, jy glo wat jy wil glo en ek glo wat ek wil glo. Maar jy sien, baie mense ook wat vra, is mense wat bekommerd is. Maar wat nie die manmoedigheid het om te sê, ek is bekommerd nie. Of ek wil meer weet nie. Ek lag vir pastoor George Wilkin. Ek gaan nie name noem nie. Hy praat van familie wat by hom gekuier het, wat niks wil weet van die geopenbaarde name, goed nie. Hy sê, prof, nou het ek my boeke, want hy studeer in die voorhuis. Hy sê, nou het ek van my boeke daar gepak. Hy sê, en voornamelijk die legkaartstudiegis Bybels. Hy sê, en ek het hom oopgelaat by, kom ons sê, Lukas 13. Hy sê, en elke keer as hy weg is en hy kom terug, dan sê hy die Bybel is oop op 'n ander hoofstuk. Hy is oop op 'n ander hoofstuk. Hy sê, wat sê dat hierdie familie van my, hulle het gekyk, maar hulle het nie gedink om terug te sit by dieselfde hoofstuk waar ek was nie. Of as jy hoor aankom, dan maak ons sommer oop op 'n ander hoofstuk. Ek sê, dit is goed genoeg, solank as wat die mense kyk, beteken dit, hulle stel belang. Hulle mag maar nie moord met die mond sê, ek stel nie belang nie. Terwille van godsdienstige tradisies en posisies in die kerke, en dit is ons nou maar so. Ons Afrikaner mense, meeste, is maar almal tradisie vas en posisie vas. Hulle sal nie, as hulle nie iets beter kan kry in 'n posisie, hulle sal nie downstep nie. Nee, dit moet altyd opgaan. Nou, dit is wat die woord sê. Ek en u word gebruik. Want die woord sê, hy of sy wat 'n siel wen, is wys. En ons moet die wysheid gebruik, die lus gebruik, om mense by die woord uit te kry. Ons moet nie net kom en die ouens bombardeer nie. Jag julle weg. Alles gaan oor tegniek. Ons moet leer om rustig te wees. Dit is amper soos visvang. Jy kan nie in die water inhardloop en jou stok ingooi en dan gaan jy daai vis weggedryf. Hulle is daar in die diep water. Vat tyd voor hulle nader kom. Maar om rustig te wees. Hy wat hom afskei soek sy eie begeerte. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. En dis wanneer hulle wil stry, wanneer ek en u moet baie wys wees, om dan die bo-natuurlike geopenbaarde woord op 'n baie selektiewe manier voor te bring. En te sê, wat sê die woord hierso? Wat sê jou Bybel daar? Kom ons lees wat sê jou Bybel daar. Hoe lees dit in jou Bybel? En weet jy wat, dadelik het ons die mense se aandag. Want Jahwe het ons elkeen geroep om 'n evangelis in die evangelie van Jahwe te wees, in die koninkrykswerk. Ons moet die woord saai. Nou hy sê in vers 2, die dwaas. Ons het laasweek baie gehoor van hierdie dwaases en die sotte. Hy sê die dwaas het geen behaag in verstandigheid nie.
'n dwaas wil nie na rede luister nie. Ek het een van my broers wat oorlede is, my eie boeties. Hy, wanneer hy gedrink is, dan wil hy Bybel praat. Hy sal nooit Bybel praat wanneer hy sober is nie. Maar as hy 'n paar doppe in het, dan wil hy Bybel praat. En dan sal hy vir jou reguit sê, ek gee nie om wat jy sê nie. Ek sê vir jou. Jy sien, en dit is net daar waar die ding nou 'n bietjie uit hand uitdruk, waar ek vir hom sê, maar jy het nog nie eers een keer jou werklik bekeer nie. Hoe kan jy vir my wil sê? Dis nie vir jou fout om by 'n hoereis in te gaan, of paaldans, op enige plekke, hotel en goed, maar jy wil vir my sê, nie dat ek dink ek is iets beter nie, dis genade op genade op genade. Jy sien, dit is, ons moet versigtig wees. Dis wat die Satan gebruik baie keer, om ons bloeddrukke op te jaag. En dit gebeur. En ons moet versigtig wees vir dit. En soos ek sê, op die einde van die dag kan jy met daai ou die argument van jou lewe hê. En op die einde van die dag sê, jy glo wat jy wil glo, ek glo wat ek glo. En dan kan jy vir hom sê, maar dit is presies dieselfde Bybel. Hoe kan jy sê, jy glo? Ja, maar ek sê vir jou. Nou, baie keer gaan dit, en ek gaan dit hierso sê, en daar praat Jaffa met iemand anders hier vanmôre. Dis wanneer boetie teen boetie praat. Praat nie van geestelike broers nie, praat van boetie teen boetie of sissie met sissie. Want die woord sê, 'n profeet is nie in sy eie land geëer nie. Nou, ons glo nie in die profetiese bediening as sulks nie, want Hebreërs 1 vers 1 sê, in die ou tyd, in die Ou Testamentiese tyd, het Jaffa tot die volk gespreek deur die profete, Jeremia, Esekiel, Daniel. Vandag spreek hy tot ons deur sy seun, Jafashua, en die Ruach HaKodesh. So hy het nie iemand anders nodig om vir ons te kom sê nie. Hy spreek deur die Ruach. Nou kom ek weer terug en sê, as dit iemand anders te was, wat met my eie boetie Pieter sou gepraat het, dan sou hy heel waarskynlik geluister het. Maar omdat dit ou boet is, nou, nee, dit werk nie so nie. Hy moet beter wees. Hy moet beter weet. En ons moet ook oop wees, of ons moet versigtig wees, dat die duiwel die situasie gebruik om dinge te ontlont. Daar was 'n tyd toe ek vir hom eendag gesê het, ons kan oor enigiets praat. Ons praat nie oor die Bybel nie. Ons kan oor enige ding praat, maar ons praat nie oor die Bybel nie. En toe hy weer later toe sê ek, ons praat nie oor die Bybel nie. Want jy wil nie oor die Bybel praat nie, jy wil oor die Bybel argumenteer. Maar weet jy wat, in alles en na alles moet ons steeds vir hierdie mense bid. Ek praat van 'n dwaas, 'n dwarstrekker. Jy sien, hulle gebruik daai situasie juis omdat hulle nie die antwoorde het vir dit wat ons preek en glo en wat die woord ons leer nie. En nou gebruik die duiwel hulle om hierdie 'n vuur aan te steek wat op die einde van die dag onnodig was. So beteken, miskien is daar iemand daar buite vanmôre wat na hierdie woord luister en Jaffa sê, wees rustig. 'n Dwaas het geen baat in verstandigheid nie, wil nie leer nie, wil nie onderrig word nie. Maar net daarin dat sy hart openbaar word. Sy hart, al wat gebeur, hy wil nie verstandig optree nie, hy bring net sy dwaasheid of haar dwaasheid tevoorskyn. Weet jy wat doen dit? Dit gee ons elkeen 'n groter rede om te bly bid. Bid, Vader, red hulle siele. Red hulle siele. Maak hulle los van die sonde. Jy weet,
dit sal gaan oor 'n standaard van heiligmaking. Dan sal ek praat nou van Pieter weer, ek gebruik hom 'n voorbeeld. Dan sal hy sê, as ek met hom praat, en wat hy brek, hy het hierdie week was hy by 3 hoerhuise gewees, ek gebruik dit sommer reguit. Dan sê ek maar, jy doen sonde. Dan sê hy, nee, ek sondig teen my eie vlees. Ek doen niemand skade nie, ek sondig teen my eie vlees. Jy sien, ek sê maar die Heilige Gees is veronderstel om in jou te woon. Want jy maak jouself uit as 'n Christen. Ja, maar ek sondig nie teen iemand anderste nie. Waar dit eintlik so is, dat wanneer iemand by 'n hoer slaap, dan het jy eintlik gemeenskap met elke een van daai mense, wat daai hoer mee gemeenskap gehad het al. Het jy al daaraan gedink? It's multiplying. Sonde op sonde op sonde. En wanneer ons dan hierdie tipe van argumente kry waar 'n persoon sê, dis my liggaam, ek doen met hom wat ek wil doen. Dan sê die woord, dis so 'n liggaam. Maar hy sê, vrees hom as siel, gees en liggaam in die hel sal werp. Openbaring 20 vers 11, wit troon oordeel. Dan Openbaring 20 vers 12, 13, 14, die hel waar hulle ingewerp word. Nou wat gebeur? 'n Dwaas sal deur sy argumente en haar argumente hulle intellek en hulle harte openbaar maak. En dan is dit u keuse en my keuse of ons in die struik wil trap om 'n argument betrokke te raak. 1 Timoteus 6 vers 1 sê, as iemand nie saamstem met die gesonde woorde en die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar 'n sieklike sug na twisvrae, woordestryd, afguns, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe is in die verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is, onttrek jou aan sulkes. Nou wil ek soos 'n prokureur sê, I rest my case. Bring die evangelie en daarna stap weg en bid vir hulle. Tot môreoggend, as Jaffa die gesondheidsbaar, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.